Vader, waar ons nou as die kinders ons harte voorberei om U te nader, liewe Heer. Vader, kan ons met groot beseffing U nader, wetend dat nie een van ons dit verdien om U ons Vader te noem, U Seun ons Koning, en so kan ons aangaan, liewe Heer. Vader, elke een van ons skiet kort aan die voorskrifte van die woord, maar Vader, in dit vind ons die genade. En Vader, waar ons nou vanoggend miskien 'n moeilike onderwerp gaan bespreek, 'n onderwerp wat in hierdie wêreld ook sodoende jou in die moeilikheid kan bring, Vader, vra ek vir groot wysheid, sodat ons vanoggend volgens U woord, volgens U weë en U wil sal spreek oor die sonde van homoseksualiteit, liewe Heer. En Vader, waar baie van ons miskien geliefdes het, wat deelneem aan hierdie, Vader, mag U woord vir ons vanoggend wysheid gee hoe om hulle te nader, hoe om hulle te hanteer, en hoe moet die kerk ook sodoende hierdie sonde hanteer in 'n moderne wêreld. Vader, en sodoende vra ek ook, mag U ons harte vanoggend voorberei, waar ons die nagmaaltafel gaan nader na die diens, en Vader, mag ons al ons onegthede by U voete kom sit, en ook sodoende in dankbaarheid besef, dat alleen deur Christus is ons U kinders. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So ons hoofteksgedeelte van vanoggend, Jesaja 5 vers 20, sê julle sien, is 'n baie kort gedeelte, maar ook 'n baie bekende gedeelte. En net voordat ons dit lees, ons tema vir vanoggend is homoseksualiteit en die kerk. So vers 20 sê vir ons, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Net tot sover asseblief. Nou soos wat julle weet, het ons laas Sondag begin met die tema of 'n nuwe reeks wat handel oor sonde, en ons het eintlik dan vanoggend is ons by preek nommer 2 in die reeks met 'n nuwe tema wat handel oor homoseksualiteit. En ons het eintlik laas Sondag eintlik meer die fondasie gelê vir wat is sonde. Van waar af kom dit? Wat is die oorsprong, behalwe net van Adam wat uit die tuin uitgeskop is met die groot sondeval, maar ook gekyk na wat is die oorsprong van sonde in ons eie vlees, en dat eintlik sonde ons van binnekant of buitekant toe vuil maak, en dat die vlees wat ons het sondig is. Maar vanoggend beweeg ons aan en ons gaan so 'n bietjie sistematies deur die onderwerp werk van homoseksualiteit, en die vraag vra maar van waar af kom dit? Hoekom is dit daar en hoekom is dit belangrik om dit in vandag se moderne konteks aan te spreek? Hoekom is dit belangrik om dit in die kerk aan te spreek? En eintlik die mees belangrikste, hoe moet ons as kerk en as gelowiges dit hanteer in die kerk, maar ook as ons uitgaan in die wêreld daar buite? Hoe moet ons optree teenoor 'n persoon wat so is, en wat sê die Bybel vir ons werklik oor hierdie onderwerp? So as ons dan vanoggend kyk net na die term homoseksualiteit, glo ek in elke een van julle se lewens het ons al iemand teëgekom wat homoseksueel is, of dit nou 'n man of 'n vrou is, maar een ding kan ons nie verby beweeg nie, en dit is dat ons vandag meer van dit hoor as wat ons miskien 50 jaar terug daarvan gehoor het. En ons sien op sosiale media al hierdie bewegings van hierdie woke bewegings, hierdie pride bewegings, en ons sien eintlik dat hierdie tema of onderwerp bespreek word in elke vlak van ons samelewing. Ons kinders word al daaraan blootgestel op skool, dit word in hulle handboeke neergepen en hulle leer daarvan. Ons sien in die kerk hoe ouderlinge homoseksueel is, hoe hulle in ons land ook, nie net daar ver oor see nie, predikante aanstel wat homoseksueel is, in ons eie Afrikaanse kerke. En so kan ons sê dat ons dit word nie net in ons skele afforceer nie, maar eintlik homoseksualiteit infiltreer elke vlak van die samelewing en ook van die kerk. Ons sien dat kalenderdae uitgesit word in die moderne wêreld om dit te vier as 'n vakansiedag.
Ons kinders, soos wat ek sê, leer van dit op skool, en ook nie dat dit sleg is of sondig is miskien nie, maar dat dit goed is, en hoe om ook dit te wees. En vanoggend praat ek miskien oor homoseksualiteit, maar ook alles wat gekoppel is aan dit. Hier die ideologie van om jou geslag te verander, en alles wat gekoppel is aan dit, tot die kinders wat vandag glo, hy kan 'n kat of 'n hond wees. Alles word gekoppel aan hierdie tema van homoseksualiteit. Elke film of rolprent wat jy op TV sien, het 'n element van homoseksualiteit, en ek weet nie of julle dit al agtergekom nie. Elke boek wat jy lees vandag, en dit is asof die wêreld ons dwing om dit te aanvaar, en weet julle, wat het ek agtergekom tot in my eie lewe, en ek seker julle wat ook hier vanoggend sit, ons almal glo dit is 'n sonde, maar het julle al agtergekom hoe eintlik ons geklimatiseerd word om dit nie meer so erg te sien. In die verlede, natuurlik, die ouer mense het dit heeltemal, dit was sommer 'n onderwerp wat nie oor gepraat word nie, want dit is so vreemd. So taboe is die regte woord. Maar in vandag se samelewing is dit glad nie vreemd. En stelselmatig kom die wêreld, en dit maak miskien dat ons hierdie sonde begin anders versien. Dit maak dat hierdie sonde in ons eie harte en denke afgewater word. En dit bring ons dan vanoggend by ons hoofteksgedeelte, wat sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Nou tegnies gesproke praat hierdie gedeelte vanoggend oor alle sonde. Nie net oor homoseksualiteit nie, maar dit is 'n baie goeie punt om van af te praat vir 'n argument, en ook sodoende vir ons gesprek vanoggend. Die skrywer sê eintlik vir ons moet baie versigtig wees om sonde goed te praat. Om dinge wat verkeerd is, te sê, maar dis nie so erg. Om te sê sonde is sonde, julle weet hoe ons is. Om sonde te regverdig. Ja, ek is, hy is darm nie 'n dronkaard nie. Hy gebruik nie dwelm sê, hy het eintlik 'n goeie hart. Julle weet hoe ons praat. En vanoggend sê die skrif vir ons, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg. Wat beteken wee hulle? Dit sê eintlik vir ons, daar sal oordeel oor jou wees as jy sonde goed praat. As jy sonde afwater, en stem julle saam met, dit is wat tans gebeur in die kerk. Hoekom preek predikante nie meer oor homoseksualiteit en kom sê selfmoord en al hierdie konsepte nie? Want hulle is bang om gemeentelede te verloor. En om eerlik te wees, in Springs kan ons nie seker meer verloor as wat ons tans het nie. Maar mense, die vraag is nie net in die kerk nie, maar my vraag is vanoggend, soos wat ons deur hierdie dinge beweeg. Miskien spreek ons dit hard aan in die kerk, maar spreek jy dit nog hard aan by die huis? Spreek jy dit nog hard aan onder jou kinders en hulle vriende en jou familie? En dan kom ons vanoggend by die vraag, heel eenvoudig, maar van waar af kom dit? En ons kan teologies dit mooi beantwoord en sê alle sonde se oorsprong, soos wat ons laas Sondag gesê het, kom uit die hart uit, né? Dis die oorsprong van alle dinge. Maar om bietjie meer tegnies te praat, en dit is nou nie gekoppel aan, soos wat Paulus sê, dis nie wat God sê nie, as ek dit so kan stel. Wat ek al waargeneem het, is dat 99% of kom ek kan tot miskien sê 100% van almal wat homoseksueel is mense wat of gemolesteerd was of verkragt was toe hulle klein was. En nou hoe gaan ek dit verduidelik? Nou, ek seker almal van julle het al gesien hoe lyk 'n rekenaarboks met al die kabels in agter. Julle het dit al gesien, daarbo staan ook een, né? Al hierdie kabels is in. En dink aan dit as 'n persoon. Nou wanneer enige iets dramaties, of dit nou 'n ongeluk is of 'n brand is, enigiets dramaties in jou lewe gebeur, dan wat die brein doen is, hy trek al die kabels uit om die brein te beskerm. En dis hoekom baie mense wat deur 'n traumatiese gebeurtenis gegaan het, hulle kan dit nie onthou nie. Het julle dit al agtergekom? Dis asof die brein homself beskerm teenoor daai ding wat gebeur. Maar wat gebeur met iemand wanneer hulle as 'n jong persoon, as 'n klein persoon op 'n seksuele manier trauma ervaar het,
Sodra dit gebeur het en daai kabels word uitgetrek, kom die liggaam en hy pak die kabels weer terug, maar nie altyd op die regte plek nie. En nou wat ek daarmee bedoel, die koneksie wat daar is, wat God ons mee skep, die natuurlike koneksie tussen man en vrou, die natuurlike manier om mekaar lief te hê, kom sê dis, daai kabel word uitgetrek en op 'n verkeerde manier ingeplak. En die koneksie in daai persoon vir liefde nou, is verkeerd. En eintlik kan ons sê, tegnies gesproke, is dit nie net met homoseksualiteit so nie, maar iemand wat liefde gaan soek in die wêreld, is presies dieselfde. Maar dit is tegnies gesproke van waaraf dit kom. En sien julle eintlik hierdie bose kringloop, dit word gekweek in iemand deur sonde wat iemand anderster teenoor daai persoon doen. En dan natuurlik, daai sonde het hierdie ripple effek in daai persoon se lewe. Maar dan kan ons na die vraag vra, maar wat sê die woord vir ons oor dit? Wat sê God vir ons oor hierdie sonde? Hoe sien hy dit? En as ons dan vanoggend begin en ons kyk eerstens na die Ou Testament, weet ons die Ou Testament spreek baie hard oor hierdie tipe sonde. En Levitikus 18 vers 22 sê vir ons, met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel. So in eenvoud sê die skrywer vir ons, Moses, sê vir ons dat 'n man nie met 'n man gemeenskap mag hê nie, en 'n vrou indirek mag ook nie met 'n vrou nie. Maar want hulle sê vir ons, Moses sê, want dit is 'n gruwel. Nou die King James gebruik vir my 'n sterker woord en sê dis 'n abomination. Nou wat is 'n abomination? Die Hebreëse woord wat gebruik word verwys na nie moreel, teen die natuur, onheilig, 'n gruwel en onaanskoulik. Nou wat beteken onaanskoulik? Dis so erg vir die Here dat dit amper is iets waarna jy kan nie eers vir dit kyk nie. So erge gruwel is dit vir die Here. En dan moet ons besef dat hierdie sonde het nie wortels geskiet later in die Bybel nie. Ons vind al hierdie sonde in Genesis 19 met Sodom en Gomorra. En dis hoekom die Bybel noem enige iemand wat homoseksueel is, of wat met diere seksuele omgang het, of enige iets wat teen die natuurlike manier is sodomiet. Omrede hy terugverwys na die mensdom wat gelewe het in Sodom en Gomorra. En dan kom Levitikus 20 vers 13, en dit sê vir ons, wat is die straf vir homoseksualiteit in die Ou Testament? En dit sê, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, soos 'n mens met 'n vrou het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik doodgemaak word. Hulle bloedskuld is op hulle. Nou die Ou Testament sê vir ons dat hulle moet doodgemaak word. Maar nou moet ons dit ook in konteks verstaan. Eintlik tegnies gesproke, meeste sonde of enige sonde wat die 10 gebooie breek in die Ou Testament verdien die dood. En dan kan ons verder gaan vanoggend en sê, maar alle sonde verdien die dood. So ons moet ook versigtig wees met enige sonde wat ons aanspreek in die wêreld, dat ons nie een oorbeklem toon en 'n ander een weer afwater nie. Sonde is sonde, maar juis is hierdie sonde iets anderster. Dit het 'n meer vernietigende aspek aan dit in 'n samelewing as wat iemand het wat byvoorbeeld verslaaf is aan iets. Ja, dit maak sy familie seer of enigiets soos dit, maar homoseksualiteit bring 'n vernietigende aspek in 'n gemeenskap waar dit groei. Dit bring verandering, dit bring 'n ideologie en perspektiewe wat verander. En dan as ons kyk na die Nuwe Testament, sê dit vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodsdienaars of egbrekers of listinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. So die sodomiet verwys nou natuurlik na homoseksuele mense. En dan kan ons onsself die vraag vra, as die straf in die Ou Testament vir homoseksualiteit dood is, wat is die straf in die Nuwe Testament? En ek dink dit is 'n baie goeie vraag. En die gedeelte wat die meeste
insig vir ons gee oor homoseksualiteit, vind ons in Romeine 1 vers 26 tot 32, waar Paulus oor dit praat, en hoor wat skryf Paulus, hy sê, daarom het God hulle oorgegee aan die skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander, en die wat teen die natuur is. En net so het hy ook die manne die natuurlike verkeer met die vroue laat vaar, en hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelike bedrywe, en in hulself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie met die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan hulle slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. En nou hoor nou, God gee hulle nou oor aan slegte gesindhede. Wat se vervloeking kom op hulle? En dan sê Paulus, hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, toos, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat, al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou julle sien, dit is 'n lang lys wat God hulle oorgee aan in die Nuwe Testament. En weet julle wat vir my baie interessant, as jy na daai lys gaan kyk, hulle praat van onverstandig. Het julle gesien die manier hoe daai mense dink? Jy kyk 'n video oor dit, of jy lees 'n boek en dit maak nie vir jou sin hoekom hulle so dink nie. Hulle is onverstandig, hulle is kwaadsprekers, hulle is skinder. En dan baie belangrik, sê hierdie gedeelte vir ons, in vers 32, hulle keer goed dat ander dit ook doen. Hoor wat dit sê, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou weet jy wat vir my baie interessant, as meeste ander sonde, byvoorbeeld, kom ons sê of dit egbreek is, jy wil nie eintlik ook hê, nadat jy egbreek gepleeg het, en jy verstaan die verwoestende element wat dit het in jou gesin en jou familie, wens jy dit ook nie toe tot op 'n ander ou nie. As jy aan dwelms verslaaf is, baie dwelmsverslaafde mense sal sê, hulle wens dit nie eers toe tot op hulle vyande nie, omrede die verwoesting wat dit bring. Maar in hierdie sonde is dit mense wat wil hê ander moet dit ook doen. Hulle keer dit goed as ander dit doen, en hulle wil hê ander moet deelneem aan dit, en dit goedkeur, en dit adverteer. Maar dan kan ons onsself die vraag vra, maar hoekom is die Bybel so uitgesproke op honderde gedeeltes oor homoseksualiteit? Hoekom is dit so groot gruwel in God se oë? En eerstens kan ons sê, in die gedeelte wat ons nou net gelees het in Romeine, en ook in die ander gedeeltes wat ons gelees het, is daar 'n sleutel. Die skrywer gebruik die heeltyd die volgende terme. Hulle die natuurlike verruil vir die onnatuurlike. En in dit vind ons 'n antwoord. Hulle sê hulle het die natuurlike verruil vir die onnatuurlike, en wat beteken dit? Nou eerstens weet ons, wat is die eerste instelling wat God ingestel het in die Bybel? En dit is die huwelik, tussen man en vrou in Genesis. En in die Nuwe Testament verkry ons dieper insig van wat verteenwoordig die huwelik. Die man verteenwoordig vir Christus en die vrou die gemeente. En eintlik die een woord wat gebeur tussen man en vrou verteenwoordig wat? Die vereniging ook wat die gemeente het met Jesus. Stem julle saam met my, ons is een met Christus en een met mekaar. Nou julle sien in daai diepe waarheid wat hierdie sonde kom en vernietig. Weet julle hoeveel huwelike is al vernietig deur homoseksualiteit? Nie net wat plaasvind in die huwelik nie, maar iemand wat van buite afkom
as 'n homoseksuele persoon en verwoesting saai in 'n huwelik. Maar sien julle ook dat dit gaan teenoor die basiese natuur waarmee God ons geskaap het. As jy kyk na diere daar buite, nee, God het hulle met 'n natuur geskape en hulle beweeg volgens daai natuur. Jy gaan nie sommer 'n leeu kry wat begin sê, sorry, ek gaan nie meer vleis eet nie, ek gaan nou begin blare eet. Het julle dit al ooit gesien? Nee, hy eet vleis, nee? Want dit is in sy natuur. Nou die basiese natuur wat God ons mee gemaak het, die soektog vir liefde in die teenoorgestelde geslag, om een te word, hierdie sonde val dit aan. Die natuur waarmee God ons gemaak het, die basiese natuur. En vir die rede is dit 'n groot gruwel in God se oë, want die sondige begeerte gaan tot in teenstryd met die basiese elemente waarmee God elke persoon geskaap het. En dan kan ons sê, en dit nog verder vat en sê, hierdie sonde maak 'n bespotting van die Skepper se oorspronklike doel met die mens. Want wat het God eers vir die mens gesê? Wees vrugbaar en vul hierdie aarde. In dit is dit 'n bespotting teenoor dit. Vers 32, soos wat ek genoem het, verwys dan ook na hierdie element van hulle wil ander ook oorreed om dit ook te doen. En ons sien dit vandag in die samelewing raak met hierdie woke bewegings, pride optogte wat hulle het in Amerika en in Europa, en ek seker hier in Suid-Afrika sal jy dit ook vind. Maar dit wys net vir ons hoe die samelewing hierdie sonde in ons skede afdruk en ook sodoende ons goedkeuring soek vir dit. Vandag kan jy eintlik groot moeilikheid kry as jy uitgesproke is oor hierdie. Dit is haatspraak volgens ons wetgewing. En jy kan ook tronkstraf kry vir dit. Dit bring ons dan by ons uit. Ek weet almal wat vanoggend hierso sit in eenvoud het geweet al die dinge wat ek nou met julle gedeel het van dit is sonde. Maar weet julle waarmee sukkel ons? Hoe moet ons nou dit hanteer? Hoe moet ons dit hanteer as kerk? Hoe moet ek dit hanteer as Christen? En die eerste punt dan vir vanoggend wat vir my belangrik is, volgens ons hoofteksgedeelte, ons as gelowiges kan dit nie goedkeur nie. Ons as gelowiges kan nie sê dit is nie 'n sonde nie. Dis die basiese beginpunt vir hierdie gesprek. Ons kan dit nie net goedkeur nie, ons moet dit aanspreek en sê dit is verkeerd. En ek weet hierdie kan moeilik wees as jy 'n geliefde het wat homoseksueel is. Baie mense sê, maar hy is so gebore. Hy was nog altyd so. Of sy was nog altyd so. Maar weet julle wat die Bybel is waar dan? Ons almal is in sonde gebore. Maar dan kom die vraag, wat moet ek dan doen teenoor hierdie persoon? Moet ek hom verstoot en afskryf? En die antwoord is nee. Paulus sê vir ons dat almal wat ongered is of wat nie gered is nie, is doodblind en aan die slaap en weet nie wat hulle doen nie. Is dit nie waar nie? Dis hoekom ons kan nie verstaan hoekom hulle dit doen nie, en hulle kan ook nie verstaan van waarof dit kom nie, want hulle is blind, dood en aan die slaap. Maar die vraag is weer, maar wat moet ons doen? En Paulus gee vir ons hoop vir hierdie mense. En hierdie is my baie belangrik. Ons moet nie hier uitstap en die mense verdoem daar buite wat in hierdie sonde val nie. Maar ons moet vir Christus verkondig in hulle midde. Want Paulus skryf 'n baie belangrike gedeelte in 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 11, waar hy sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgevaardigde mense, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar hoor dan wat hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig, in die naam van die Here Jesus, en deur die Gees van ons God. So wat sê Paulus hier? Hy sê, van julle was sodomiete gewees, maar julle is nie meer nie. So wat het gebeur? Hulle het tot redding gekom.
Maar wat is ook vir ons 'n belangrike element in hierdie twee verse? Hulle is dit nie meer nie. Jy kan nie 'n homoseksuele persoon wees wat aktief jou homoseksualiteit uitleef en gered wees nie. Nee, stem julle saam met my? Maar dan kan ons 'n moeilike vraag vra. Is daar altyd, wanneer so 'n persoon tot redding kom, 'n heeltemal verandering? Is daai begeerte dan weg vir dieselfde geslag? En weet julle wat, ek kan dit nie vanoggend vir julle 100% beantwoord daai vraag nie. Party, ek ken eintlik iemand persoonlik, wat heeltemal die Here dit kom heeltemal genees en weggeneem. Maar dan het ek ook al baie boeke gelees van ander mense wat hulle besef dit is 'n sonde, kom tot redding, maar hulle voel nog steeds nie aangetrokke tot die teenoorgestelde geslag nie. Maar wat is dan belangrik? Om die vlees te veg. Soos enige ander sonde, ek seker elke persoon wat hier sit vanoggend het sondige begeertes, stem julle saam met my? Elke een van ons vlees soek iets wat in teenstryd is met die woord van God. Maar dan is dit waar die Bybel inkom, dat die Gees die vlees moet uitoorlê, of uitweeg. Want die Bybel sê vir ons, nie een van ons is perfek hier op aarde nie. Die vlees bly hier, en ons word eers perfek gemaak wanneer Jesus Christus terugkom, wanneer die vlees ook afsterf. Sorry julle, my hande is so koud. Ek sukkel so 'n bietjie om te blaai. En in hierdie konteks is dit dan ook vir my belangrik om te noem, ons kan nie sê dat hierdie mense onredbaar is nie. Want ek weet nie van julle nie, maar ek glo, Jesus was 2000 jaar terug genoeg vir enige sonde. Vir alle sonde, vir die wat in hom glo. En weet julle wat, baie keer moet ons ook net ons denke ook bietjie verander teenoor hierdie mense. Besef, daai ou is gebroken. Waartoe word die kerk geroep? Word die kerk geroep om te veg teen die gebroke wêreld of te veg vir die gebroke wêreld? Teen dit of vir dit? Vir dit. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. En ek dink ons moet ook versigtig wees, en dis miskien 'n goeie punt om dit by te noem. Ons hou van titels in hierdie wêreld. As iemand 'n verslawing gehad het, soos byvoorbeeld hy was 'n alkoholist, dan sê ons hy bly 'n alkoholist, al drink hy nie meer nie. Is dit nie waar nie? Maar is dit nie onwaar nie? Hierso sê Paulus vir ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Spreek ek nie eintlik ook hierdie ketTINGs vas van die ou mens oor my, as ek sê, ek is natuurlik, ek moet wys leef as ek sê maar alkoholprobleem het, en ek moet dit nie gebruik nie, want ek het 'n swakheid in die vlees in dit. Maar is ek werklik 'n alkoholist? Ek dink nie so nie. As die Here my vrygemaak het daarvan, hoe kan ek nie daai tema of daai titel oor my sit nie, of koppel nie? Maar die vraag is dan nog steeds, as ons aanbeweeg, maar op watse wyse moet ons omgaan met hierdie mense? En ek dink die belangrike konteks vir ons, as ons praat oor die kerk, is dit om te besef dat die gebroke wêreld hier moet sit. Ons moet die gebroke wêreld nooi om hier by ons te kom sit. En of dit 'n moordenaar is, of 'n homoseksuele persoon, of 'n dwelmverslaafde, die skrif sê vir ons, hulle moet hier vanoggend in hierdie banke sit. Die kerk is nie net daar vir wat nie? Vir geredde mense nie. Ons bou nie ons eie koninkryke nie, ons bou God se koninkryk deur sy leiding en genade. En dis hoekom ons kan nie ons deure toemaak nie, want die kerk het vir te lank ons deure toegemaak vir die wêreld daar buite. Omrede ons bang is, die wêreld daar buite vernietig die gemeente hier binne. Maar 'n waarheid wat ek al oor en oor gesê het, ons kort nie die wêreld om die kerk te skeer nie. Dis gewoonlik die kerk self wat die kerk skeer. Dis die kerk self wat die kerk seermaak, en mense in die kerk seermaak. Christus het gekom en vir ons wat gesê, kom soos wat jy is, en ek sal jou verander. Maar weet julle wat, ons verkondig baie keer 'n ander evangelie aan 'n gebroke ou, verander en kom kerk toe.
Maar weet julle wat, kom soos wat jy is, kom sit onder die woord van God, en Christus sal hom vernuwe en verander. Matteus 11 vers 28 tot 29 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Maar dan kan ons ook sê, ons moet met wysheid omgaan. Beteken dit, dat as iemand wat homoseksueel is, wat hier binne kom sit, 'n lidmaat word? Nee, ons het voorskrifte, die Bybel gee vir ons soveel wysheid, en sê maar, natuurlik eers wanneer hy tot redding kom, kan hy deel word van die liggaam van Christus. So ons het die voorskrifte, ons hoef nie bang te wees nie, maar dan kan ons ook sê, dat wanneer so 'n persoon kom, maak nie saak wat se sondaar hy is nie, as hy hier kom sit, moet hy ons geloof en ons Here respekteer. En ook nie met sy sondigheid hierso, sy sondige begeertes hier kom uitleef nie. En wat ek daarmee bedoel in eenvoud, ons soek iemand wat sukkel met alkohol om hier te kom sit, maar ons gaan nie dit toelaat as hy hier kom sit met sy bier nie, stem julle saam met my. 'n dwelmverslaafde met 'n naald in sy arm gaan ons nie hier in ons midde soek nie. Ons soek die mens, maar ons haat die sonde soos wat die woord dit vir ons gee. Maar dieselfde met so 'n persoon ook. Daar is duidelike riglyne oor hierdie dinge. En dan wil ek graag vanoggend waarskuwings met julle deel. Mense, jy kan nie jou kinders blootstel aan hierdie mense nie. Weet julle hoe sien ek dit raak in ons kerke, in ons families wat in die kerke is, dat daar 'n vriend is of 'n familielid is wat homoseksueel is, en hy's by elke braai. Hy's by elke gathering van van familie. En weet julle wat? Weet julle wat is vir my belangrik in hierdie aspek? Soos enige sonde moet ons kinders beskerm teen dit. Weet julle hoe die mekaar is 'n klein kind as hy sien dat 'n oom saam met 'n oom opdaag en op 'n vreemde manier lief is vir mekaar. Weet julle wat se deure maak dit oop in daai kind se lewe wat nie al oopgemaak moet word nie. Mense, ek dink ons gaan baie onwys in hierdie wêreld om met ons kinders en met die jong mense. Dis hoekom die jong mense is vernietig daar buite. Ek weet nie van julle nie, wanneer laas het julle gesien as 'n skool uitkom, hoe die kinders lyk wat daar uitstap? Hoe hulle optree, hoe hulle praat, wat se respek hulle het, daar is nie respek nie, en hoe hulle optree. Ek het nou die dag in Brakpan 'n ou gesien wat 'n perd stert het, want hy's nou 'n perd. Mense, dit is snaaks, maar weet julle wat? Dit gaan teen die beginsel waarmee God ons geskaap het. Dis 'n bespotting van sy skepping. En die wêreld word so georiënteerd, in ander lande word sulke mense aangestel as mense wat in beheer is van die land. Wat se ideologie het ons nog? Wat se uitkyke op die lewe het ons? En die ding is, dit begin by ons jong mense. Ons beskerm hulle nie soos wat ons moet nie, want hierdie sonde het ons afgewater, want die wêreld het ons geklimatiseer teen dit en gesê dit is alright. Jou plig as ouer is om op 'n godvreesende manier jou kinders groot te maak en hulle te beskerm teen die sondige ideologie wat daar buite is in die wêreld. En dan aan almal wat volwasse is hier vanoggend wil ek dit ook met julle deel. Jy kan nie so 'n persoon in jou binnevriendskapskring toelaat nie. Ek sê nie jy mag nie vriende wees met hom nie en met hom die woord van God deel nie. Jy kan hom nie toelaat daar binne nie. Oor en oor sien ek verwoesting wat plaasvind. En ek weet hierdie dinge is miskien moeilik om oor te gesels. Weet julle hoe meeste dames wat oorgaan na die ander kant toe, weet julle wanneer gebeur dit? Wanneer sy uit 'n seer egskeiding uitkom. En hierdie groep mense nader aan sê, hier is ons liefde, hier is ons aanvaarding. Ons kan nie toelaat dat enige iets die huwelik wat God ingestel het vernietig of kan seermaak nie. Maar beteken dit dan vanoggend dat ons nie 'n pad saam met hierdie mense kan stap nie? Nee. Maar is 'n pad van wysheid, 'n pad wat gestap word op 'n regverdige manier volgens die skrif en Christus se voorbeeld te volg. Sien ons ooit in die skrif dat Christus nie sonde aanspreek nie? Sien inteendeel iets anderster.
Christus het die persoon lief en hy haat die sonde. Maar hy spreek dit aan. Hy sê elke keer, gaan nou maar verander. Hou op daarmee. Mense, ek weet vanoggend se diens is miskien heel eenvoudig, maar in hierdie eenvoud doen ons nie meer die dinge wat ons moet nie. Anders sou die wêreld daar buite anderster lyk. Anders sou ons in die kerk anderster dink oor hierdie dinge. En dan kan ons afsluit vanoggend en sê, sonde is sonde, dit is waar. Maar my vraag is, sien ons nog sonde raak soos wat God dit raak sien? As God sê, dit is 'n gruwel vir hom, sien ons dit ook as 'n gruwel? Of water ons hierdie dinge af? En nie net die aspek van homoseksualiteit nie. Elke sondige neiging wat daar buite is en hier binne is. Want ek weet nie van julle nie, maar die enigste manier hoe ek glo jy kan groei in die Here, is om te groei in jou siening teenoor die sonde wat jy doen. Ek kom al hoe meer onder die beseffing, soos wat ek groei in die Here, is om die sonde te sien, soos wat hy dit sien, en om te bid en te vra, Here, help my om hierdie sonde te haat, soos wat U dit haat. Want weet julle wat doen ons met sonde waarvan ons hou? Jy wil sien hoe skaam is jy om dit voor die Here te noem, werklik. Daai diep wortels van die sonde. Hoekom? Want jy wil nie eintlik ophou daarmee. Maar as ons bid vir 'n verandering van perspektief, 'n verandering van die hart, dan begin ons weer in dieselfde manier hierdie dinge sien, soos wat God wil hê ons moet dit sien. Ek weet ons woon in 'n gebroke wêreld, maar mense, ons kan nie toelaat dat hierdie dinge die kerk infiltreer nie. Ons kan nie toelaat dat dit ons denke infiltreer en oor tyd ons perspektief oor dit verander nie. Daar kom net verwoesting. Jy het daai lang lys gesien van verdoeming wat gespreek word oor hulle. En baie keer praat ons dit goed onder ons families, onder vriende. En sê maar hy's 'n goeie mens, maar ons moet besef, daar is nie een goeie mens op hierdie aarde. Goeie mense gaan nie hemel toe nie, geredde mense doen. Want ek weet nie van julle, maar hier's geen goedheid te vind in my, as dit nie vir die Heilige Gees was nie. En tot goeie dade wat ek gedoen het, voor redding, se motief was nie goed nie. Want daar's niks goeds te vind in ons nie. En dan sluit ek af en ek vra, gaan ons nie ook begin weer uitreik na die gebroke wêreld en bly vir hulle nie? Bid vir hulle daar buite nie. Ons mure is nog te hoog om die kerk. Ons moet dit afbreek, dit moet soos 'n lig wees wat skyn in die donkerte. En ook sodoende soos 'n magneet wees vir die gebroke wêreld daar buite. Amen. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud vanoggend in 'n baie basiese manier kyk na sonde wat soveel verwoesting bring in ons samelewings, liewe Here. Vader, help ons om op 'n vernuwe manier na hierdie sonde te kyk, maar Vader ook mense te nader wat sukkel met dit, want Vader, U woord maak dit duidelik, dat enige sondaar en enige iemand wat nog nie tot redding gekom het nie, is aan die slaap en dood. En hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar Vader, ons het opgehou bid in die kerk vir die gebroke wêreld. Vader, as ons praat van evangelisasie, dan vra ons, wat is dit? Maar U roep elke persoon om U seun se naam te verkondig. Maar Vader, ons doen dit ook nie meer nie. Ons doen dit miskien vir hierdie uur hierso by mekaar en by 'n Bybelstudie, maar sodra ons hier uitstap, is dit asof ons 'n nuwe kleed aantrek wat niks te doen het met ons geloof nie. En Vader, dan getuig ons dat U seun ons kern is, ons alles is. En ons sal sterf vir hom, maar ons lewe nie vir hom nie. En Vader, sodoende vra ek vir groot wysheid, waar ons nou die nagmaaltafel ook genader, liewe Heer. Vader, mag ons hierdie onegthede by U voete kom sit. Mag ons juis vanoggend vra vir vergifnis en onsself herinner daaraan en bemoedig dat dit is juis hoekom Christus gekom het, want nie een van ons is regverdig nie. Maar Vader, mag ons dit nie van selfsprekend neem en net terugsit en niks doen. Want U woord sê, die oes is groot en die arbeiders is min. Vader, mag ons nie die arbeiders wees wat onder die koelteboom sit nie. Mag ons dies wees wat in die son gaan werk, daar waartoe U ons roep. Vader, ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen.
Dan vra ek net vir hom Freddie asseblief om vorentoe te kom en om my net te kom help met die nagmaal asseblief. Mense, net weer eens, ek gaan soms sonder die mikrofoon praat. Herinner ek julle daaraan, asseblief. Ek dink ons verstaan partykeer die nagmaal verkeerd. Die woord sê nie dat as jy sonde het, mag jy dit nie gebruik nie. Die woord sê as jy sonde het wat jy nie wil bely nie, mag jy nie van hierdie tafel gebruik nie. En mense, juis omrede ons kort skiet in elke aspek van ons lewens, juis daarom gebruik ons hierdie. Ons self te herinner dat alleenlik deur Christus kan ek vrymoedigheid hê vanoggend om die genadetroon van God te nader. Want daar's niks goeds te vind in my nie. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, waar ons nou hierdie tafel nader van genade, liewe Heer, en waar u woord vir ons vra en vir ons eintlik sê, gebruik dit so dikwels as wat jy kan. Vader, mag u dan sodoende nou deur die Gees ons harte ondersoek, mag die Gees die onegthede daar binne vir ons uitwys, en Vader, mag ons met die grootste vrymoedigheid vanoggend, al sukkel ons om iemand te vergewe, dit net te erken aan u en te vra vir hulp en ook vir vergifnis. Mag ons dit nou met blydskap in ons harte by u voete kom plaas. En mag ons nou onsself herinner deur hierdie sakramente of ordonnansies te gebruik aan wat Christus vir ons gedoen het 2000 jaar. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal verkry. Vader, ek bid vir ons boeties en sissies waar ons min is vanoggend, waar baie siek is, wat griep het, wat maagdinge het, Vader, wat op vakansie is, Vader, mag hulle ook nou hierdie vereniging ervaar, mag hulle ook hierdie eenwees ervaar van die gemeente, maar Vader, mag u ook hulle harte styf vashou, en ook sodoende hulle ook nou nader. Ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Die skrif sê vir ons, terwyl ons dan broeders die vrymoedigheid het, die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ons groot priester oor die huis van God het. Laat ons harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Kom ons sluit dan net ons oë, dan bid ons net vir die brood. Vader, waar ons nou hierdie brood gaan neem en dit breek en dit eet, liewe Heer. Vader, prys ons u dat u seun nie net kom ly het op aarde met sy kruisdood, maar dat hy homself verneder het deur 'n gestalte van 'n mens aan te neem. Sy plek verlaat het daar by u en hiernatoe gekom het om as voorbeeld 'n dienaar te wees. Vader, ons dank u dat hy sy lewe, sy liggaam gegee het en gebreek het, sodat ons nie 'n vervloeking sal hê oor ons nie. Ons prys u dat hy 'n vervloeking geword het, sodat ons vrygespreek kan word. Maar Vader, mag ons ook deur onsself te herinner nou daaraan, mag ons nie hierdie genade misbruik en van selfsprekend neem nie. Mag ons besef dat dit kosbare bloed was wat gevloei het. Bloed wat gevloei het omrede u ons eerste lief gehad het. Ons prys u daarvoor en ons aanbid u daarvoor. Amen. Die skrif sê vir ons, die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie.
Christus het gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my nagedagtenis. Die skrif sê vir ons, toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot die vergifnis van die sondes. Kom sluit ons oop. Vader, waar ons nou ons harte en ons denke voorberei vir die druiwesap wat ons gaan drink, liewe Heer. Vader, mag ons besef dat u woord sê, alleenlik deur bloedvergieting is daar vergifnis van sondes. Vader, prys ons u dat u seun gesterf het vir ons aan daai kruis. Prys ons dat deur sy kruisdood en sy bloed ons gekoop is en dat die woord die belofte maak dat hy elkeen sal verkry wat sy Vader vir hom gegee het. Vader, ons prys u dat deur hierdie bloed ons in 'n verhouding met u kan staan. Die woord sê vir ons dat ons vasgeanker is aan die seun wat al reeds deur die voorhangsel gegaan het. Vader, ons prys u vir die Gees wat in ons woon, wat die vrug kweek, u liefde kweek, u vreugde kweek in ons eie harte, wat gekoop is en moontlik gemaak is deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Maar Vader, soos wat ek nou gevra het, mag ons nie hierdie offer van selfsprekend neem nie. Mag ons nie oor tyd, soos wat ons in die geloof staan, gevoelloos raak teenoor dit wat 2000 jaar terug gebeur het nie, maar mag dit die teenoorgestelde waarheid hê in ons harte. Mag ons onsself verdiep in die offer van Christus. Mag ons groei in ons eie reddings, want Vader, ons sal het en gaan dit ook nooit verdien nie. Maar Vader, ons prys u vanoggend dat u ons eerste lief gehad het, dat u ons gekies het en dat u seun se bloed ons vir 'n ewigheid skoon gemaak het. Ons vra hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Dankie. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde.
Vader, waar ons nou hierdie tekens gebruik het, mag dit weer hoop in ons harte kweek vir die ewige. Mag ons besef dat ons ook deur die doop na redding ook met groot vrymoedigheid na U toe kan kom tot die skoonmaak van die gewete. Vader, mag die kettinge van die ou persoon ons nie weerhou om 'n dieper pad saam met U te stap nie. En Vader, mag ons besef dat deur Christus aan die kruis is elke ketting gebreek. Maar ek bid dan vanoggend ook, en ek dra ons gebroke gemeenskap op aan U. Vader, waar daar soveel jong mense